goeiemôre gemeente. Waarskynlik het hy reeds afkondigings. Opgediens, dan het die na die buitediens by ons kon doen. Dan ons maandag het ons Bybelstudie by die ouer huis. En dan so ek sien in die katekeese en kinderkrons ook. Dan woensdag het ons koffiehuis. En dan donderdag 7:30 ons vrou bidgie. Saterdag is vakansiedag, onafhanklikheidsdag. En dan Sondag het ons oggenddiens en dan so buitediens by Chavas. Ons kyk na die verjaarsdag maandag is die Lyn Oster. Dinsdag die 17de is het Rachel Brand, Minna Klaas, Kalanka Silver. Woensdag die 18de is het Elana Engelbrecht, Marina Laas, Burton Hofman, en Iepke van der Berg. En dan donderdag die 19de is het Rex Brand Senior en Laurens Stolkobler. En dan Saterdag die 21ste is het die Burmeister Nel, Kobus van die Kerk. En dan die huwelijksuitdenkings, dus vandaag is het Gerrit en André Wees, die 23ste. En donderdag die 19de is het Reiner en André de Toys, die 21ste. En dan op Saterdag die 21ste maart is het Sean en Kalinka Silver, sy 11de. Ons gaan vir die mense lekker naklaar. Dan in ons in die Paaskamp, wat so 30 km voor die Boewe is, dis 3 tot 6 April. Dan lief en leed, ons dink het aan Margaret Cronee se gesin. Margaret is gister oorlede. So kom ons dink net aan hulle gesin, aan Jacques en aan Jessica en aan almal wat vir lief en dierbaar is. Ek dink dat is 'n groot skok vir meeste van ons. Ons dink aan haar, ons dink ook aan Wilma Simpson, sy haar suster is ook oorlede. Vrydag, as ek raak met haar, so Vrydag, donderdag gewees. Sy is ook oorlede, so kom ons dink ook net aan haar aan die tyd. Ons dink ook aan die Letty Hy wat op besig is om te herstel. En ja, as daar enigiets nog is, asseblief laat weet vir my. Laat mens net, ons dink ook aan Hendrik, sukkel nog met kanker en daai dinge, so ons bid ook vir hom in die tyd Hendrik van sy. Ja, gemeente, kom ons word net vir 'n oomblik rustig. Die eerste lied wat ons gaan sing is wel, hy is vir my onbekend, maar blykbaar is dit 'n ou liedjie wat meeste mense ken. Maar kom ons sit sommer en sing hom. En dan daarna as opstaan die Here loof vir prys. Die van julle wat hom ken, kan ons hom loof vir prys. Die van julle wat hom nog ken nie, kan hy die woorde lees. Ons dink ook aan wat in die Midde-Ooste tans aan die gang is. Ons bid ook vir die mense daar. In Libanon, eintlik die hele Midde-Ooste is vol slegte goed wat tans gebeur. So kom ons hou hulle ook net ons gebeur. There is a candle in every soul, some brightly burning, and some dark and cold. And there is a spirit who brings a fire, ignites a candle and makes it own. Carry your candle, run to the darkness, seek out the helpless, confused and torn, and hold out your candle for all to see it. Take your candle, go light the world. Take your candle, go light the world.
still holds a candle without a flame. So carry your candle, run to the darkness, seek out the lonely, the tired and worn, and hold out your candle for all to see it. Take your candle, go light the world. Take your candle, go light the world. We are a family, praying to in the name of Jesus, make us a beacon in darkest times. Carry your candle, run to the darkness, seek out the hopeless, deceived and born. Hold out your candle for all to see it. Take your candle, go light the world. Take your candle, go light the world. Hold out your candle for all to see it. Take your candle, go light the world. Take your candle, go light the world. Take your candle, go light your world. Alles heilig vir die nasies, 'n vreugdeglas om die mense te verlig, tot die hele wêreld kan sien as die lig. Mag u lig hier deur ons skyn. Vrolijk klink ons lied vir die volk.
In die begin was die woord daar, en die woord was by God, en die woord was self God. Hy was reeds in die begin by God, alles het deur hom en tot hom in stand gekom. Ja, nie 'n enkele ding wat bestaan, het sonder hom tot stand gekom. In hom was daar lewe, en die lewe was die lig vir die mense. Die lig in die duisternis kon dit nie uitdoof nie. Liewe gemeente, genade en vrede vir julle van God, wat die eerste dag gesê het, laat daar lig wees. En van Jesus Christus, wat as lig mens op aarde geword het. En van die Heilige Gees, wat ons harte en ons siel verlig. Amen. Gemeente, ons sal nou ons kinderoorlog gehad het, maar hulle is weer baie dun gesaai, so ek dink ons gaan net die liedjie lekker saam sing, en wat ons het ook nie eintlik kry tot vanmôre nie, ons is op soek na hulle, so kom ons staan gou en dan sing ons net die lied saam. Gemeente, ons skriflesing vanmôre kom uit Efesiërs, hoofstuk 5, vanaf vers 8 tot 14. Efesiërs hoofstuk 5, vanaf vers 8 tot 14. Efesiërs 5, vanaf vers 8. Maar voordat ons sy woord van die Here lees, kom ons buig ons hoofde. Almagtige God, Hemelse Vader, Here, U verdien alle lof, alle eer, alle heerlikheid. Want U is die een wat was en is en vir ewig sal wees, en daarom kom ons uit voor U en ons sê, Heilig, heilig, heilig. Heilig, heilig, heilig. Here, want U is die skepper wat die eerste dag daar was en U het gesê, laat daar lig wees en daar was lig. Here, U is die een wat in ons donkerste hart ook U lig skyn. En baie keer gebruik U ook U woord om dit juist te doen. Daarom bid ons vanmôre, Here, gebruik U woord om met U lig in ons hart in te skyn. En mag ons hoor wat U vir ons elkeen wil sê. Mag ons hoor, Here, wat U op U hart het vir elkeen van ons. En mag ons anders hier uitstap as wat ons hier ingestaan het. In Jesus naam alleen. Amen. Efesiërs 5 vanaf vers 8 tot 14. Vroeër was julle die ene duisternis, maar nou in die Here is julle lig. Leef dan as mense van die lig. Uit die lig kom alles voort wat goed en reg en waar is. Vra julle voortdurend af of julle iets vir die Here aanneemlik is. En moenie meedoen aan die vrugtelose praktyke van die duisternis nie. Maar stel dit eerder aan die kaak. Dit is 'n skande om self te praat oor die dinge wat die ongehoorsame mense in die geheim doen. Maar alles word aan die kaak gestel wanneer lig daarop val. En as iets bekend geword het, is dit in die lig. Daarom sê die lied, word wakker jy wat slaap, en staan op uit die dood, en Christus sal jou lewe verlig. Tot sover in die woord van die Here. Gemeente, ons leef in 'n tyd waar dit soms kan voel of die wêreld al hoe donkerder om ons word. As ons net die nuus oopmaak, net Facebook oopmaak,
dan sien ons alles wat gebeur, reg oor hierdie wêreld. Ons sien die oorlog en die spanning in die Midde-Ooste. Ons sien politieke onsekerheid. Ons sien ekonomiese druk. Ons sien die back and closure uitbraak wat in Suid-Afrika is. En ons hou ons harte vas. Dat ons besef, al hierdie goed het 'n effek op ons. En as ons daarna kyk, dan voel dit soms bitterlik donker. Baie mense leef met 'n gevoel van onsekerheid. En soms kan ons die vraag vra, waar is die lig? Interessant genoeg, die eerste Christene het ook in 'n donker wêreld geleef. Toe Paulus hierdie brief skryf in Efesiërs, was dit ook 'n tyd van ongelooflike donker. Daar was afgodsdiens, daar was morele verval, daar was geweld, daar was Romeinse onderdrukking. Dit was toe net so donker soos nou, as nie donkerder nie. Tog skryf Paulus hierdie wonderlike woorde in vers 8 as hy sê, vroeër was julle die ene duisternis, maar nou in die Here is julle lig. Nou ek wil hê julle moet oplet presies wat hierdie woorde sê. Van al die woorde wat sê was, vroeër was julle die ene duisternis, maar nou is julle lig. Hier staan nie, julle was in die duisternis nie. Hier staan ook nie, julle is nou in die lig nie. Hier staan, julle was en julle is. Dit beteken dat dit was deel van ons wese gewees om duisternis te wees. Ons menswees, dit wat ek en jy is, was duister. Ons het nie net duister dinge gedoen nie, maar omdat ons in die duister was, omdat ons duister was self, het dit uit ons uitgevloei, die duister dinge. Daar is 'n groot verskil om duister dinge te doen en om duister te wees. Omdat ons donker was, het ons slegte dinge gedoen. Die teenoorgestelde is ook waar. Ons sal nou goeie goed doen, nie omdat ons in die lig is nie, maar ons doen goeie goed en loop in die lig, omdat ons lig is. Nie uit ons eie uit nie, maar uit die Here Christus wat in ons leef. En ons moet hierdie baie duidelik verstaan. Ons is nie net in die lig nie, ons is lig. Dis wie ons is, dis deel van ons DNA. Maar ons was duister. Toe Adam en Eva gesondig het, was ons natuur, ons was toe lig gewees. Ons was naby God, maar ons natuur, ons wese het verander in duisternis. Efesiërs 2 vers 1 sê, julle was dood as gevolg van julle oortredings en sondes. Julle was dood. Julle was duister. Ons is gebore uit hierdie natuur uit. Psalm 51 sê iets daarvan, en ons lees dit elke keer as ons 'n babatjie doop. Ek was al skuldig toe ek gebore is, met sonde belaai toe my moeder swanger geword het. Ek was duister. Ek het nie net duister dinge gedoen nie. My wese was duister en ver van God af. Maar ons is van die duister na die lig geneem. Weereens, ons is nie net in die lig nie, ons is lig. Ons het hier nie iets te gedoen nie om in die lig te kom nie. Baie keer dink ons ek moet eers aanvaarbaar word vir Christus voordat ek lig word. Ek moet eers lig skyn, ek moet eers goeie goed doen voordat ek in die lig kan wees. Liewe gemeente, dit is nie ons geloof. Die moslems glo, jy moet goeie goed doen, dan is jy 'n moslim. Die Jode glo, jy moet goeie goed doen, dan is jy 'n Jood. Die Hindoes glo, jy moet goeie goed doen, jy moet lig goed doen,
dan is jy 'n Hindoe. Ons glo ons is lig. Deur niks wat ons self gedoen het nie, maar deur Jesus Christus wat vir ons gesterf het aan 'n kruis. In die Here wat vir ons gesterf het, word ek en jy lig. Ons is nie net in die lig nie, ons word lig. Ons optrede het nie verander nie, ons wese, dit wat ek en jy is, het verander toe ons ontmoeting gehad het met Christus, ons Here. Efesiërs 2 vers 5 sê, deur sy groot liefde het hy ons wat dood was, as gevolg van ons oortredings, saam met Christus lewend gemaak. Uit genade is julle gered. Julle is lewend, julle is lig, julle is meer as wat jy dink. En dit is nie net ons dade nie, dis ons wese het verander. Ek het die verhaal gedeel, maar ek deel hom graag weer, want dit skep iets daarvan, 'n verhaal wat ek by Dominee Erik van Sail geleer het, een oggend by 'n mannegroep, wat hy vertel het van die skaapie en die varkie. Nou lui dit 'n klopjie as ek dit sê. Hulle sit langs mekaar en die varkie sê aan die skaapie, ons is maar presies dieselfde. Kyk, jy word ook vuil. Jou potjies word ook vuil, jy kom ook in die modder. En die skaapie sê vir hom, jy's reg. Ek word ook vuil. Maar het jy gesien wat doen ek sodra ek vuil word? Ek maak dadelik my potjies skoon. Ek hou nie van die vuil nie. Ek hou nie van die modder nie. Jy aan die ander kant is lief vir die modder. Jy speel daarin, jy rol daarin, jy is lief vir die modder. Ja, ons albei word vuil, maar ons is beslis nie dieselfde nie, want ek hou nie van die vuil nie, jy doen. Nou, liewe gemeente, ons is skape. Ons is nie meer varke nie. Ons was. Voor Jesus Christus was ons almal varke. Maar ons is nie meer donker nie. Word ons soms nog vuil? Doen ons soms nog sonde? Beslis. Maar ons hou nie meer daarvan nie. Ons hou nie meer van die donker nie. Ons is nie meer donker nie, ons is lig en ons leef daaruit. 2 verse wat dit het beklemtoon, of 2 stukke wat sê, Efesiërs 2 vers 8 sê, julle is inderdaad uit genade gered, deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julle self uit nie, dit is 'n gawe van God. Dit kom nie deur julle eie verdienste nie, en daarom het niemand enige rede om op onsself trots te wees nie. Nee, God het ons gemaak wat ons nou is. In Christus Jesus het hy ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor hy ons bestem het. Hy het ons daarvoor gered, uit genade. En dan 1 Tessalonisense 5 vers 4 sê, maar broers, julle leef nie in die duisternis nie. Die dag sal julle nie soos 'n dief oorval nie. Julle is tog almal mense van die lig, mense van die dag. Ons is nie meer van die nag of die duisternis nie. Laat ons nie slaap soos die ander nie, maar laat ons wakker bly en nugter wees. Ons is nie meer diep in die donker nie. Ons is lig. Beteken dit sonde gaan nie meer effek op ons hê nie? Beslis nie. Maar ons hou nie meer van die sonde nie. Vers 9 praat dan van dit wat uit ons uit moet vloei as ons lig is. Dit kan eintlik nie anders nie, want as ons lig is en dit word deel van ons wese, word hierdie volgende goed deel van wie ons is. Uit die lig kom alles voort wat goed en reg en waar is. Ander vertalings praat daarvan dat ons is kinders van die lig. Ons is kinders van die lig. Ons is kinders van Jesus Christus. En ons volg ons Vader. Want Jesus was alles wat reg, goed en waar is. En omdat Jesus dit was, is ek en jy dit ook. Ons is dit nie om gered te word nie. Maar omdat ons gered is, omdat ons lig is, kan hierdie goed nie anders as om ons uit te vloei. Dit kan nie anders nie. Dit is deel
ons is. Ons kort nie die goed, omdat dan sal ons lig wees nie, maar omdat ons lig is, kom alles wat goed, reg en waar, spontaan uit ons uit. Dit is die vrug wat ons dra van mense wat lig is. Dit is vir nie veronderstelling van ons moeite te wees nie. Dit kom natuurlik uit ons uit, omdat ons Jesus volg wat die ware lig is. Vers 10 sê, vra julle voortdurend af of iets vir die Here aanneemlik is. Dit is ons grootste missie op die wêreld. Is dat ons moet leef of ons aanneemlik is vir die Here. Ons moet hom lof bring, want dis wat hy verdien. Die vraag is, kan ons as sondige mense ooit vir God aanneemlik wees? Vir 'n heilige God? Ons gebed moet iets weergalm van wat Hebreërs 13 vers 20 sê, wat sê, God wat vrede gee, het ons Here Jesus, wat deur die bloed van die ewige verbond, die groot herder van die kudde is, uit die dood teruggebring. Mag die Here julle toerus met alles wat goed is, sodat julle sy wil kan doen. Mag hy deur Christus Jesus in ons tot stand bring, wat vir hom aanneemlik is. Aan hom behoort die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Die kort antwoord is nee. Ek en jy kan niks doen wat vir God aanneemlik is nie. Maar deur Jesus Christus, omdat ek en jy lig is, kan ek deur Jesus Christus en die Heilige Gees wat uit my in my leef, verander het my om sekere dade, soos wat ons gelees het in vers 9, alles wat goed, waar is, te doen. Deur Jesus Christus kan ek dus aanneemlik wees vir God. Want dis die vrug wat ek en jy dra. Maar hier moet ons ook gereeld na onsself kyk en vra, is ek nog op die regte pad? Is wat ek doen en sê nog die lig wat ek veronderstel is om te wees? Is die spore wat ek intrap Jesus se spore? Leef ek nog soos 'n kind van die lig? Omdat ons lig is daar niks wat ons kan wegsteek nie, veral nie voor die Here. My liewe vriend, loop jy nog in die pad van die lig? Of het jy jou pad byster geraak? Die teenkanting van vers 9 sien ons in vers 11, wat dieselfde sê net op 'n negatiewe manier, en dit sê, en moenie meedoen aan die vrugtelose praktyke van die duisternis. Nou wat is hierdie vrugtelose praktyke wat Paulus hiervan praat? Ons sien dit in Efesiërs 5 vers 3, in dieselfde hoofstuk wat ons gelees het net, hoor op, sê dit, soos dit gelowiges betaam, moet daar van geen ontug, onsedelik in enige vorm, of gierigheid onder julle selfs ten sprake wees nie. Grove, ligsinnige of vuil praatjies pas nie by julle nie. Nee, dank aan God pas by julle. Dit moet julle goed besef. Iemand wat ontug pleeg, onsedelik lewe of gierigaard is, want gierigheid is afgoderry. Dit is die onvrugbare dinge wat 'n gelowige niks moet aandoen. Ons moenie daaraan raak nie. Nou gaan ons nog soms sondig? Ja. Gaan ons nog soms van hierdie goed doen? Ja. Maar ons moet alles in ons vermoë doen om dit nie te doen. Pla dit jou as jy hierdie goed doen? Of het dit net deel van jou lewe geword? As jy vanmôre sê, as jy vloei hierdie goed spontaan uit jou uit, hierdie vrugteloos, sonder dat dit jou pla. Want dan moet jy 'n bietjie introspeksie doen en vra, hoorie, is ek nog besig met die regte goed? Nou wat moet ons doen teenoor hierdie praktyke van die duisternis? Wat moet ons doen teenoor hierdie goed? Vers 11 sê, en moenie meedoen aan vrugtelose praktyke van die duisternis nie, maar stel dit eerder aan die kaak. Dit is 'n skande om self te praat oor die dinge wat die ongehoorsame mense in die geheim doen. Maar alles word aan die kaak gestel as die lig daarop val. So daar's 4 goed wat ons moet doen of nie doen. Aan die eerste, ons moenie meedoen daaraan. Omdat hierdie deel van ons lewe was,
maar nie meer deel van ons natuur is nie. Omdat hierdie 'n deel van ons nuwe natuur is nie, is hierdie nie goed wat by ons is nie. Ons besef dis vrugteloos en dat die oordeel van God daarop gaan val. Vers 7 uit hierdie selfde hoofstuk sê, met sulke mense moet julle niks te doen hê nie. Die mense wat daai onvrugbare goed doen, met hulle moet jy niks te doen hê. En die groot ding is, jy ken sulke mense. Jy ken mense wat in hierdie goed leef, want jy was self in die duister gewees. Nou moet ons onsself baie mooi sê, men jy nog steeds met mense wat betrokke is in die duister. En nou kan jy vir my sê, maar hoe kan ek anders die evangelie na hulle toe bring, as ek nie met hulle meng nie? Wat seker 'n vraag is. Maar my vraag baie duidelik in jou vanmôre, as jy besig is om met hierdie mense in interaksie te hê, het jy dit nog in jou hart dat jy die lig moet bring? Of is hulle besig om jou in die donker in te steek? Elke keer as jy met hierdie mense meng, is dit op jou hart om lig te skyn daar waar jy is? Of het jy half opgegee en hulle is besig om jou in die donker in? Dis tyd dat ons baie mooi gaan kyk na die mense waarmee ons meng. Want Paulus sê baie duidelik in vers 7, met sulke mense moet julle niks te doen hê. As jy daarin gaan met die absolute ding om lig te skyn, goed. Maar as hulle nie besig om jou sleg te beïnvloed en jou in die donker in te trek nie. 2. Ons moet dit aan die kaak stel. In die 53 vertaling word hierdie woord vertaal as bestraf en sekere ander dele tig. So ons moet hierdie donker moet aan die kaak gestel word. Daar moet dus aksie geneem word teen mense wat dit wel doen. Nou moet ons onthou, die teks sê duidelik in vers 1, voorheen was ons hierdie. En omdat ons voorheen in die donker was, ken ons waarskynlik mense wat in hierdie donker leef. En wat is my en jou werk dan? Om dit aan die kaak te stel, om hulle te tig, om hulle in die lig te sit, om vir hulle te sê, hoorie my vriend, hoorie my vriendin, ek sal jou help. Dis wat ons 'n paar Sondae terug, het die belydende lidmate dit bely, het hulle gesê, ek sal my verantwoordelikheid teenoor die kerk leef en ook dit opneem. Ek sal hulle gee hulle die reg om my op die regte pad te help. Help ons nog mense op die regte pad, of is ons te bang daarvoor? Skyn ons lig? Dis die vraag wat ons moet vra. Die derde ding is, ons moet nie daaroor praat nie. Vers 12 stel dit baie duidelik, ons moenie eers dit waar hulle doen oor praat nie. Nou hieroor sukkel ons. Ons as mense, veral hier in ons liewe Oudtshoorn, sukkel daaroor, want ons hou daarvan om te praat oor wat ander mense in die duister doen. Ons hou daarvan om te kerm en te kla oor alles wat almal verkeerd doen. Hier stel dit baie duidelik vir ons, moenie eers daaroor praat nie. Moenie eers daaroor praat nie. Let ook wel hier op, hier staan ook, dat ons ook moet nie met die mense wat die dinge doen, so seer praat nie. Ons moet nie so seer na die mense toe gaan en vir hulle sê, maar dit wat jy doen is verkeerd nie. Waar was die Here dit op jou hart druk? So wat moet ons doen? As ons nie daaroor kan praat met hulle nie. Wat moet ons dan doen? Die laaste deel sê dit, ons moet ons lig daarop laat val. Lig kla nie, lig skinder nie, lig mou nie oor wat verkeerd gaan nie. Lig skyn. Lig mou nie, lig kla nie, lig skinder nie oor dit wat verkeerd gaan nie, lig skyn. Dit beteken, terwyl ek by my vriende is wat nog in die donker is, skyn ek my lig. Kan mense binne my die lig van Christus sien? Kan mense binne my die liefde van die Here sien? Kan hulle sien dat ek die Here volg? Skyn ek my lig? Maar liewe gemeente, daar gaan een van twee goed begin gebeur. Of mense gaan sien binne jou dat daar iets is wat hulle wil hê. Of hulle gaan jou begin vermy. Want
wat binne jou skyn, hou die donker nie van. So een van hierdie twee goed gaan gebeur. So dis nie so seer om te gaan praat nie. Dis so seer om jou lig te skyn waar jy is. Daar's 'n interessante ding wat mense doen wat in baie koue lande leef waar dit sneeu. Wanneer die paaie vol ys word, gooi hulle sout op die pad. Die sout beklei nie teen die ys nie. Dit skree nie en skinder nie oor die ys nie. Dit sê nie vir die ys om weg te gaan nie. Dit verander net die temperatuur van die ys en die ys begin te swak. So werk 'n Christen lewe ook. Ons hoef nie altyd te beklei of te argumenteer oor alles wat verkeerd is nie. Wanneer mense sien, in jou sien eerlikheid sien, vriendelikheid sien, vrede sien, dan gaan daar iets van hierdie duisternis rondom jou begin smelt. Nie omdat jy geskree het nie, maar omdat jy die lig van Christus deur jou skyn. Johannes 3 vers 19 sê, en so kom die skeiding, die lig het na die wêreld toe gekom, en tog het die mense eerder die duisternis as die lig liefgehad, want hulle dade was sleg. Elkeen wat kwaad doen, haat immers die lig, en kom nie na die lig toe nie, sodat sy dade nie aan die kaak gestel moet word nie. Maar wie volgens die waarheid handel, kom na die lig toe, sodat dit duidelik kan blyk dat sy dade in gehoorsaamheid aan God gedoen is. As jy in 'n donker kamer instap, hoef jy nie met die donker te beklei nie. Jy hoef dit nie uit te stoot nie. Jy hoef dit nie te beveg nie. Jy hoef dit nie te verdryf nie. Al wat jy doen is, jy sit die skakelaar aan en die lig skyn. En wat gebeur met die donker? Die donker verdwyn. Want donker kan nie teen lig bly staan nie. Dan eindig Paulus hierdie hele hoofstuk of hierdie hele stuk en hy sê, daar's baie mense rondom jou wat besig is om geestelik te slaap. Daar's baie mense rondom jou wat in hierdie donker is, wat donker is. En dis jou werk, soos wat ons gesing het, om hulle lig aan die brand te steek. Dis my en jou werk om daar waar ons gaan, lig te skyn. Laat mense na die lig toe sal draai. Daarom moet ons onsself vandag afvra, leef ek soos iemand wat lig dra? Of leef ek nog soos iemand wat aan die donker behoort? Die wêreld het nie nog mense nodig wat te kla oor die donker nie. Daar's genoeg van hulle. Die wêreld het nie meer mense nodig wat op Facebook sit hoe sleg dit is nie en hoe sleg daai is nie. Die wêreld het nie meer mense nodig wat om braaivleisvure staan en die skool verkleineer of die regering te verkleineer of wie ook al te verkleineer. Die wêreld het nie meer mense nodig wat om koffie sit en drink en hulle vriendinne of die wêreld beskinder in die bakkery nie. Die wêreld het mense nodig wat lig skyn. Wat lig so helder skyn, dat die wêreld sal sien, dis wat hulle nodig het. Die wêreld het mense nodig wat lig dra. Waar Christus se lig skyn, kan donker nie bly nie. Amen. Here, ons sukkel daarmee, Here, ons hoor hierdie al baie aan ons. Lees hierdie stuk al baie wat ons hoor, ons moet die lig wees. Maar ons sukkel daarmee, Here. Ons sukkel om ons lig te skyn in 'n donker wêreld. Ons sukkel om nie beïnvloed te word deur die mense om ons, die donker om ons nie. Help ons om ons lig te skyn, want ons is lig. Dis wie ons is, Here, en wys vir ons keer na keer dat dis ons identiteit, nie donker nie net om lig goed te doen, Here, maar omdat ons lig is, kan ons nie anders as om te skyn. Help ons, Here, om waar ons nou uitgaan, waar ons môre by die werk of die skool is, Here, of waar ook in ons beweeg, dat as mense ons sien, dat hulle iets van lig ervaar.
Here, vir party mense gaan dit moeilik wees en daarom gaan daar kritiek na ons toe gegooi word. En vir party mense gaan dit wees dat hulle nie meer by ons wil wees nie, want die lig is te skerp. Here, maar maak dit vir ons nog steeds moontlik om in U vas te hou en ons lig te skyn daar waar ons gaan. Here, U is die volkome lig. Laat ons U lig skyn daar waar ons gaan. In Jesus naam alleen. Amen. Ons gaan die Here nou dien met ons offergawe. Here, dankie dat ons nou 'n deel van onsself aan U kon gee. Maar neem asseblief alles van ons. Gebruik hierdie geld ook vir lig. Mag dit gebruik word vir U wil en laat U koninkryk daardeur kom. Dankie Here dat ons 'n deel van onsself kan gee. Maar neem asseblief alles. In Jesus naam alleen. Amen. Kom ons staan en eindig ons met 'n slotlied.
Vroeër was julle ene duisternis, maar nou is julle lig. Leef dan as mense van die lig. Uit die lig kom alles voort wat goed en reg en waar is.